Jesus. Amen. Amen. He breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty, is so much stronger. The King of glory, the King of all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life. I'm a be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. Praise your name. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of all kings. Amen. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. Yes, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life. I'm a be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord, we praise your name. Hallelujah. Sing holy is the name. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Yes. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. Hallelujah. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life. I'm a be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, we praise your name, Jesus. This is amazing grace. This is unfailing love. You would take my place, you would bear my cross, you would
is so groot. Dat ons dit nie eens kan dink, we can't even imagine. Maar Here, U het ons eerste lief gehad. En ons wil U net loof en die prys en U al die eer gee. Liefde so onbeskryflik groot. Liefde so rein en skoon. Onvoorwaardelike liefde. Die liefde van God. Jesus, die Seun van God, gesterf vir jou en my. Grootste offer van die Vader, offer vir jou en my. Liefde so onbeskryflik groot, dankie. Liefde so rein en skoon. Onvoorwaardelike liefde. Die liefde van God. Jesus, die Seun van God, gesterf vir jou en my. Grootste offer van die Vader, offer vir jou en my. Kom ons saam bid net sy naam. Ons love Jesus, vir die onvoorwaardelike liefde. Onvoorwaardelike, onbeskryflike liefde, liefde van God. Onvoorwaardelike, onbeskryflike liefde vir jou en my. Onvoorwaardelike, onbeskryflike liefde, liefde van God. Onvoorwaardelike, onbeskryflike liefde vir jou en my. Onvoorwaardelike liefde vir jou en my. Liefde vir jou en my. Dankie Jesus. Dankie vir die liefde, Here. A thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who have gone before us, and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name
song of ages to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We sing a song forever and amen, and the angels cry, holy, creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy
Ons loof en ons aanbid U, my God. Heilig is U. All creations will sing it. All the people will sing it. Halleluja, heilig is U. Here, konings, ministers, presidente, sheiks, almal moet buig voor die almag en die heiligheid van God. Hierdie hele aarde, Here, roep uit tot U. Heilig is U. Heilig is U, o Here, heilig is U. Ons kan in ons mens wees voor U staan, my God. En ons kan kyk na ons eie menslike foute, maar Here, wanneer ons opkyk na U, sien ons genade, sien ons guns, sien ons goedheid, sien ons liefde, sien ons heiligheid. Deur al die eeue heen, Here, is dit verklaar, en tot in al die eeue in nog sal dit so wees. U is God. Daar is geen ander soos U nie, Here. Geen ander het die grootste offer betaal nie. Geen ander God, Here, het ooit iets geoffer. En U het U alles geoffer. Geen ander het nog ooit uit die dood uit opgestaan nie. U is die God wat heers oor dood en heers oor lewe. U is die Heilige. U is. En ons kan net sing en juig en jubel voor U en laag buig en U aanbid. You are holy forever. Amen. Amen. Prys die Here, U kan die sy plekke neem. Ja, ons eer die Here. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n wonderbare God. Jy weet, elke keer as ek die Here se woord moet bring, ek meen ek doen dit al vir baie jare, maar elke keer as ek dit weer doen, dan besef ek opnuut die ongelooflike verantwoordelikheid. Jy weet, mens staan hierso en mens staan eintlik tussen die Here en die mens. En jy moet sê, so sê die Here. Mens kan nie maar net hier kom en 'n toespraakie kom lewer nie. Dus jy moet 'n woord bring wat die Here wil jy moet bring. En mens bid dat die Here dit sal lewend maak in ons harte. Nou, ek wil vandag met julle praat oor die krag van die kruis. Omdat dit nou Goeie Vrydag is, kan 'n mens seker nie oor iets anders praat. Ek kan nou oor iets praat. Maar voordat ons by die teks uitkom, wil ek net iets vir julle sê oor die kruis. Jy weet, in die Romeinse tyd was die kruis 'n absolute skande. Dit was die woord kruis het mense nie eers in hulle alledaagse gesprekke genoem. Dit was eintlik beskou as 'n tipe van 'n vloekwoord. Nou, omdat die kruisdood was seker die wreedste dood wat enige mens kon sterf. Was verskriklik. Ek het eenmal 'n mediese verslag gelees oor wat gebeur aan die kruis en wat gebeur as hulle nou die spykers ingeslaan het en hulle het dit hier deur hulle pols geslaan tussen hierdie twee bene. Was nie in jou handpalm nie, want in die anatomie word jou pols word beskou as deel van jou hand. En is hier ingeslaan, want as dit in die hand geslaan was, jou hand
dit sou geskeur het. Hy sou nie die gewig kon dra nie. En dan het hulle 'n spyker deur die voete geslaan en dan die persoon wat daar gehang het, moes asemhaal. En die enigste manier wat ek kon asemhaal was om homself op te stoot met sy voete. En dan het hy asem gekry. Dis hoekom ons lees dat die soldaat het gekom by die ou wat aan die kruis gehang het, dan het hulle sy bene gebreek. Hulle het letterlik sy bene afgeslaan. Hoekom? Sodat hy homself nie weer kan opstoot nie, en hulle het aan die kruis letterlik versmoor. Dit was verskriklik. Nou, in ons tyd, en dit was ook net bedoel vir misdadigers, en vir mense wat nie Romeinse burgers was. Dit is baie interessant, as jy die geskiedenis gaan lees, die apostel Paulus toe aan die einde van sy lewe kom, het sy kop afgekap. Maar Petrus is gekruisig. Hoekom? Want Paulus was 'n Romeinse burger, en Petrus nie. Nou, in ons dae het die kruis eintlik 'n tipe van 'n ornament geword. Ouens dra dit om hulle nekke, of hulle het 'n tattoo wat hulle hier opsit met 'n kruis, en daar's niks meer verkeerd nie, maar ek wil net hê dat ons moet kyk na daardie tyd. As jy nou dink, kan jy nou dink, jy loop met 'n hangertjie rond met 'n afbeelding van die galg. Kan jy dit dink? Of in Amerika loop hulle rond met 'n hangertjie met 'n afbeelding van die elektriese stoel. Ek meen, is absurd as jy daaraan dink. Ek meen, ek het dit nog nooit gesien nie, en ek dink in Suid-Afrika sou jou aankla. Verstaan, maar goed. Maar dit is hoe daardie mense gevoel het oor 'n kruis. Dit was 'n verskrikking geweest. En nou kom die apostel Paulus, en dan skryf hy so mooi, daar in 1 Korintiërs 1 vers 18, ek gaan so 'n paar verse voor julle hou. Hy sê, die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Let wel. Hy sê, dis dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Dwaasheid, absoluut, veral in daai tyd. Nou sê hy, waar is die geleerde, waar is die debatteerder van hierdie wêreld? Trouwens, deur die wysheid van God, het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die prediking. Okay, so ek doen nou iets dwaas vanmôre. Verstaan julle? Ek meen, dis wat Paulus sê. Die prediking was dwaas, veral die prediking oor Christus se sterwe. Nou luister mooi. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok. En die woord wat daar gebruik word, is ook die woord wat kan vertaal word met, dit is skandalig. Was 'n skande. 'n Skande om aan 'n kruis te sterf. Ek meen, ek het 'n skets, ek het jare terug al vir julle gewys, van wat hulle in 'n wagkamer gekry het, waar 'n Romeinse soldaat, julle weet ons ouens teken op mure, en hulle doen dit. Nou hierdie Romeinse soldaat het 'n figuur geteken wat aan 'n kruis hang, en toe gee hy vir hom 'n donkiekop. Dit is wat hulle gedink het van iemand wat aan 'n kruis hang, uit 'n donkiekop. Verstaan julle? En nou kan jy nou dink, hy sê dat vir die Jode is dit skandalig, en vir die nie-Jode is dit dwaasheid. Ek meen, as jy jouself dink, God aan 'n kruis, die redder aan 'n kruis, die Messias aan 'n kruis. En dit was die groot probleem met die Jode. Die Jode het gedink, hulle Messias gaan 'n aardse verlosser wees, wat hulle gaan kom verlos van die Romeinse juk waarin hulle gestaan het.
En dis hoekom toe Jesus ingery het in Jerusalem op die donkie, het hulle uitgeroep Hosanna, hulle klere voor hom oopgegooi, palmtakke gegooi en hulle was so bly vir die seun van Dawid, want hulle het geglo hy kom om hulle te verlos. Maar toe hy dit nie doen nie, toe raak hulle teleurgesteld en hy selfde mense wat net 'n week gelede geskreeu het Hosanna, skreeu kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Hoekom? Want hy het hulle in hulle menslikheid teleurgestel. Hulle verwagting is nie vervul nie, want hulle het nie geweet nie, hy het iets baie groters in gedagte gehad. Nie net hulle verlossing van die Romeinse juk nie, maar die hele wêreld se verlossing van die mag van sonde en van ongeregtigheid en van die mag van die duiwel. OK. Nou, Galasiërs 3 vers 13, dis nie daar nie, so julle maar luister, ek sit nie alles daarbo nie, want anders terwyl ek praat, dan sit julle en lees. Ken ons mense, ons is vreeslik, wie van julle het al, as jy 'n handboek, selfs 'n handboek by die skool, as hulle hom uitdeel, dadelik met blaaie deur hom, verstaan jy, en ons doen dit almal, jy weet, dis maar menslik, en as julle nou iets daar sien, dan lees julle dit voor die tyd. So ek gaan nou vir julle iets lees wat nie daar staan. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Waar staan dit? In Deuteronomium 21 vers 23. Jy was 'n vervloekte as jy aan 'n hout gehang het. 'n Vervloekte. En Christus, sê die Bybel nou, het vir ons 'n vloek geword. En dan gaan hy verder in hierdie gedeelte, dan sê hy sodat die seun van Abraham ook ons in kan word. OK. Nou, as jy kyk na Jesaja 53 wat ook 'n beeld is van Jesus aan die kruis, dan sê hy was so misvormd geweest dat ons hom nie weer so aansien nie. Nou dink maar net. Hulle het hom met 'n kats geslaan. Ek meen in die Romeine het nie die ding gehad van net 40 hou nie, hulle het aanhou slaan, totdat die ou wat slaan toe moeg geword het om te slaan. Hulle het 'n kroon van dorings op sy kop gesit. Ek meen hy was absoluut uitgeput, toe moes hy nog sy kruis dra. Nou ek wil net vir julle sê dat die vertikale paal van die kruis was klaar ingeplant. Dit was gewoonlik net die horisontale paal wat hulle gedra het, maar hy het so tussen 50 en 60 kilogram geweeg. So jy kan dink, in daai swak toestand, gaan loop jy nou vir 'n paar kilometer met 50 of 60 kilogram, selfs julle ouens wat fiks is. Dis nogal 'n swaar ding om te dra, vir so ver pad. So dit was verskriklik. En die Bybel sê hy was so misvorm, dat niemand eers hom wil aansien nie. Maar, nou sê vers 24, maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is dit Christus die krag van God en die wysheid van God. En dis hoekom Paulus sê in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, dan ook vir die Griek. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot na 2 en dan vers 7 en 8. Wat my betref, broers en susters, toe ek na julle toe gekom het, het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ons praat egter van God se wysheid wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. Dan sê hy, en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het. Met ander woorde, daai duiwel wat die mense aangebits het en gesê het, vra dat hy gekruisig word. Dat Paulus skryf hier, as hulle die uiteinde geweet het van die kruis, dan sou hulle nooit hom gekruisig het nie. Want jy sien mense, die kruis lyk op
sigself, as jy daarna kyk, Christus se kruis, na 'n geweldige neerlaag. Maar ek wil vir julle sê, dit was die grootste oorwinning wat ooit behaal is. Aan die kruis. Aan die kruis. En ons gaan nou daarby uitkom. Luister mooi. Nou kom Kolossense 2 vers 15 en ek lees dit vir julle in die boodskap. Hy sê, dit kan ook nog op 'n ander manier gestel word. Jesus het die vyhandelike geestelike magte en kragte totaal verslaan. Hy het behoorlik bo oor hulle geloop. Hierdie geestelike magte kan nou net magteloos in kettinge voortstrompel, terwyl Jesus as die groot wenner vooruitstap. In hierdie optog word Jesus se oorwinning aan die kruis feestelik gevier. Dit is daar vir almal om te sien. Wat beteken dit? In die Romeinse tyd, as hulle gaan oorlog maak het, en hulle het nou gewen, dan daai Romeinse generaal, dan het hulle in 'n groot optog, het hulle in die stad ingery. En dan het hulle almal wat hulle gevange geneem het, die krygsgevangenes, het hulle in 'n optog saamgesleep met hulle. En daai ouens het aangekom en hulle was bespot en daar was allerhande goed vir hulle geskreeu, want hulle was die verslaane vyand gewees. Dit is die woord wat die Bybel sê, wat Jesus met die demone en al die helse magte gedoen het aan die kruis. Luister mooi. Hy sê dit. Ek meen, op die oog af lyk die kruis na 'n geweldige neerlaag. Ek meen, toe Jesus daar hang, en ek wil net vir julle 'n ding sê, hy het sonder klere daar gehang. Ek meen, kunstenaars het agterna gekom en hom geskilder met 'n lendedoek, maar dis nie hoe hulle gekruisig het. Hulle het hulle gestroop vir al hulle klere. En het in daai verskriklike son het hy gehang, want dit was, hulle het hom omtrent 9 uur die oggend, want die Bybel sê die derde uur was 9 uur die oggend, het hulle hom gekruisig. En hy roep uit, die een wat gesê het, ek is die water van die lewe. Wie in my glo sal nooit weer dors kry. Daai selfe man roep uit, ek is dors. Ek is dors. En toe kom hy, en oor daai gebarste lippe kom daar woorde uit, en in sy moedertaal, wat Aramees was, roep hy uit en hy sê, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Op daai oomblik glo ek, die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 5 vers 21, hy het hom, wat geen sonde geken het nie, het hy sonde gemaak. Op daai oomblik het die hele wêreld se sonde het op Jesus neergekom. En die Vader het weggekyk. Want weet jy wat? Weet jy wat? Jou en my sonde het vir 'n oomblik aan die kruis 'n verdeling gebring in die drie-eenheid. Want hy het gesê, hy het my verlaat. Maar dit was net vir 'n oomblik. Want net 'n rukkie later, toe roep hy uit, Shalem. Shalem is 'n Arameese woord wat beteken, dit is volbring. It is finished. Die prys is betaal. En hy sê, Here, in U hande gee ek my gees oor. Met ander woorde, wat gebeur het? Ek meen, Christus het aan die kruis, het hy ervaar wat dit beteken om in die hel te wees. Want ons praat baie maal van die hel, van vlamme en van allerhande goed. Maar ek wil vir julle sê, die grootste ding van die hel gaan om God verlate te wees. Ons praat baie maal sê ons, 'n plek is God verlate. Daar is net een God verlate plek in die hele heelal, en dit is die hel. En Jesus het dit ondervind aan die kruis, wat dit beteken om van God verlate te wees. He paid the debt.
he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to take my sin away. En dis wat Christus gedoen het aan die kruis. Aan die kruis het hy die groot oorwinning behaal. Ek weet die opstanding was die bekragtiging van alles wat gekom het, en dit sal ons Sondag hoor. Maar as jy dink aan die kruis, Christus se oorwinning het begin aan die kruis. Die kruis was nooit 'n neerlaag wat hy uitgeroep het, dit is volbring. Die prys is betaal. Was die oorwinning behaal, en F.F. Bruce was 'n baie groot teoloog, hy is al dood in 1990, maar hy skryf die volgende van die kruis. As he was suspended there, bound hand and foot in apparent weakness, they imagined they had him in their mercy and flung themselves on him with hostile intent. But far from suffering their attack without resistance, he grappled with them and mastered them, stripping them of the armor in which they trusted, and held them aloft in his outstretched hands, displaying to the universe their helplessness and his own vanquished strength. Luister mense, Christus se hande was uitgestrek, en toe hy uitroep, it is finished, toe ruk hy die bose magte se koninkryk in mekaar. Soos iemand gesê het, die kruis en die opstanding is eintlik maar twee kante van dieselfde muntstuk. Soos iemand gesê het, it is a two-sided salvation, wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Hy het oorwinning behaal, al aan die kruis. Onthou net, die Bybel sê vir God is 1 dag. 1000 jaar is net soos 1 dag. So vir God, uit God se perspektief, sien ek dat die kruis en die opstanding is amper een gebeurtenis. En hy het oorwin. En hy het oorwin. En luister nou mooi, geloof in Christus se kruisdood. Wat gebeur? Daar word 'n nuwe spesie word gebore. 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Hy's 'n nuwe skepsel. Hy's 'n nuwe spesie. Hy is nou 'n kind van God. Dis die grootste titel wat jy ooit kan dra in jou lewe. Ek wil nog iets sê. As jy 'n kind van God word, is jy nie meer 'n sondaar. Baie ouens bid en dan dink hulle dis baie tipe van super nederig of wat ook al. Ag Here, ons is nou maar net arme sondaars. As jy nog 'n sondaar is, dan moet jy tot bekering kom. Want as jy by die kruis gekniel het, is jy nie meer 'n sondaar, jy was een. Jy's nou 'n kind van God. Ek het dit net maar so verduidelik, daar sit PC hulle met hulle baba daar agter. Ek wil vir julle vra, terwyl voor hy baba gebore is, noem die ouens die naam wat hulle vir die baba gee, sê se fetus. Jy ken dit mos. Nou kan jy nou dink, toe PC hulle die eerste Sondag wat hulle kerk toe kom, na sy gebore is, en ons kom met die kot sê, ag, wat 'n pragtige ou fetusie. Nou dit is hoe dit klink as jy sê, 'n kind van God is 'n sondaar. Jy was een, ja. Jy is nie volmaak nie, jy is nie perfek nie. Daarom het jy die bloed van Jesus nodig, wat jou voortdurend van al jou sonde rein, sê die Bybel. Maar ek wil net vir jou sê, jy's nou 'n kind van God. 1 Johannes 3 sê dit so mooi. Hy sê, kyk, wat 'n groot voorreg, wat ons kinders van God genoem kan word. En nou sê 2 Korintiërs 2 vers 14, ek meen, hy het ons saam met hom op sy triomftog gevat, want weet jy wat, die vereenselwiging, toe Christus gesterf het, het ek eintlik saam met hom gesterf. Toe hy begrawe is, ek saam met hom begrawe. En ek staan op in 'n nuwe lewe, en dit is wat ons altyd sê by die doop, is 'n beeld daarvan.
saam met Christus gesterwe, saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Luister mooi. Hy sê, maar God sy dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. So 'n aangename geur. Ek wil nog 2 goed vir julle vertel. Dis ook nie daar nie, so julle moet na my luister. In Openbaring 5 kom my engel en hy roep uit: wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? En die woord van die Here sê, niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde het daarvoor gekom nie. As daar 'n oomblik was vir die duiwel 'n show kon lewer, was dit toe. Maar hy sit doodstil. En Johannes, al wat ons hoor, is sy bitterlike gesnik, soos hy huil. En die engel kom by hom en sê, Johannes, hou huil. Daar is iemand, die leeu in die stam van Juda, die wortel van Dawid. Hy is waardig om dit te kan doen. En Johannes kyk met sy betraande oë, kyk hy op, en hy soek 'n leeu. En wat sê hy? Daar kom 'n lam. En die Bybel sê, asof hy geslag is. En hulle sê, kyk, die lam van God, hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy het gesterf op Golgotha. Hy het sy bloed gegee, die lam van God. Johannes die Doper het uitgeroep in Johannes 1 vers 29. Kyk, die lam van God wat die wêreld se sonde gaan wegneem. Hy is die lam, hy is die leeu, dank die Here, as gevolg van die feit dat hy gesterf het aan die kruis, sy lewe gegee het. Is die lam, die leeu. Mense, die kruis praat van oorwinning. Goeie Vrydag is werklik 'n goeie Vrydag. Ek dank die Here vir Goeie Vrydag. As die Here dit nie gedoen het, ek sê dit nou eendag vir 'n vriend van my. Ek sê vir hom, as die Here dit nie gedoen het nie, was ons almal verlore. Was ons almal op pad hel toe. Van die loon van die sonde is die dood, die ewige dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En nou wil ek afsluit met 'n verhaaltjie. Ek het hierdie verhaaltjie al baie hier vertel. En dit is vir my so, dit val so saam met alles hierso. Daar was 'n klein seentjie wat eendag hout gevat het, soos Anne hierdie graf gebou het. Sy sê vir my, sy het dit van papier gedoen. Ek meen, dis ongelooflik, die oop graf. Het hierdie seentjie vir homself 'n bootjie gebou. En hy het vir hom 'n mooi massie opgesit, en hy het hom, kom ons sê nou maar, hy het hom rooi geverf, of wat ook al. En dan het hy elke dag, hulle het naby 'n rivier gebly, en gaan speel hy met daai bootjie, en dan vanaand gaan hy weer huis toe, of wanneer ook al. En eendag, toe speel hy met die bootjie, en daar kom 'n geweldige sterk wind. En hy kyk, daar gaan sy bootjie. En hy hardloop so ver as hy kan, maar die bootjie is weg. En hy is so hartseer, want hy was so lief vir die bootjie, hy het homself gemaak, en eendag kom hy in hulle dorp, en hy loop in die hoofstraat af, en daar was 'n pandjieswinkel. En hy kom voor die pandjieswinkel, en kyk in die venster, daar sy bootjie. En hy hardloop in, en hy kom by die ou van die pandjieswinkel, en sê, oom, my bootjie is in die venster. Die oom sê, nee, wag boetie,
Dis nie jou bootjie daar nie, dis myne. As jy hom wil hê, kan jy hom koop. En hy hardloop huis toe, en hy sy ou spaarvarkie gaan breek hy oop, en hy vat al jou geldjies, en hy hardloop terug, en hy gaan koop sy bootjie terug. En toe hom klaar gekoop het, toe druk hy die bootjie teen hom vas, en sê hy, jy is nou 2 maal myne. Eers het ek jou gemaak, en nou het ek jou gekoop. En dis presies wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het ons gemaak. Die Bybel sê dit. Hy was deel van die skepping. En toe die mag van sonde, het ons in die rivier van sonde laat wegdryf en ver laat wegdryf, maar Jesus het gekom aarde toe, en hy het op 'n kruis kom sterwe, sodat hy jou kon terugkoop, en waarmee hy jou gekoop het, was nie met goud en silwer en rand en sentie, hy het jou kon koop met sy bloed. Dis hoekom die Bybel sê, julle is duur gekoop, verheerlik die Here in julle gees en in julle liggaam, duur gekoop. En as jy kom kniel by die kruis, en jy gee jou hart en jou lewe vir hom, dan sien ek in my geestesoog, hoe hy jou vat, en teen hom vasdruk, en sê, jy is nou 2 maal myne. Eers het ek jou gemaak, maar nou het ek jou gekoop. Ek het jou gekoop. Ons het nou nog gesing, liefde onbeskryflik groot. Wat 'n liefde. Daai ou seentjie was so lief vir sy ou boetjie, maar jy kan dit nie vergelyk met die liefde wat Jesus na hierdie aarde toe gebring het nie. Die liefde wat hy vir jou het as mens. Ek meen, ek het al baie gesê, al was jy die enigste mens op die hele aarde, sou Jesus nog gekom het, want die Bybel sê, so lief het hy ons gehad. So lief. Ja, in Johannes 10 sê hy vir hulle, niemand neem my lewe van my af nie. Ek lê dit uit myself af, om dit weer op te neem. Broers en susters, dis die boodskap van die kruis. Dis die krag van die kruis. Hy het gesê, dit is volbring. Die prys is betaal. En die werkwoordvorm, die vorm van die woord waar hy sê, wat sê werkwoord nie, dit is volbring, die prys is betaal. Daai vorm is in 'n vorm in die Grieks wat beteken, dit is 'n daad wat in die verlede gebeur het, maar dit dra tot vandag toe krag. Dis wat dit beteken. Dit dra tot vandag toe krag. Daar's 'n huilfontein van bloed, sê die skrywer, vloeiend uit Immanuel se sy, en sondaars word in daardie vloed van al hulle sonde rein. Ons het gesing in die sonnaarskool, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar, en Jesus sal al jou sonde wegwas, as jy maar net kniel by die kruis. Want by die kruis het hy betaal. By die kruis het sy bloed gevloei. By die kruis het hy jou volkome los gekoop. Ek wil afsluit, maar kan ek julle nog een verhaaltjie vertel? Reg? Wie wil dit hoor? Ja, so 'n paar hande. In die tyd wat hulle slawe verkoop het 'n jong meisie was 'n slaaf en sy het by die slawemark het sy daar gestaan en hulle het op haar begin bie. En daar was 'n baie bose man wat op haar gebie het en sy het besef wat lê vir haar voor as daardie man haar koop. En sy het maar bewend daar gestaan en skielik toe kom haar 'n ander man na vore en hy begin op haar te bie. En soos wat hierdie slegte man bie, hou hy net aan hoor bie. En uiteindelik kon hierdie slegte man nie uitkom by die prysseën en daai goeie man koop hierdie meisie. En toe hierdie meisie dit hoor,
Toe hardloop sy en sy geval aan sy voete neer. En sy sê vir hom, meneer, ek sal jou dien vir die res van my lewe. En hy sê vir my kind, jy hoef nie my te dien nie. Jy is vry om te gaan. Toe sê nee meneer, ek wil by jou bly. Christus, ons was die meisie. En op die slawemark van sonde, het die duiwel op ons gebie, en gebie, te kom Christus. En hy gee sy bloed. En hy sê, jy's vry. Maar wat sê ons? Nee, Here, ek wil U dien vir die res van my lewe. Nie omdat ek dit moet doen nie, maar omdat ek dit wil doen. Want U het my met die bloed gekoop. Wat 'n wonder. Die krag van die kruis. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die kruis. Dankie dat U lewe gegee het, Here Jesus, aan daardie kruis. Dankie dat ek kan uitroep en sê, in die kruis, wil ek roem vir ewig, totdat my siel ook daar sal rus, waar ons ewig lewe. Dankie vir die kruis. Dankie dat U ons gekoop het. O Here, dankie dat ons kan kniel by die kruis. En voor ons aan die tafel gaan sit, hou jy oë net vir 'n oomblik gesluit. Is daar iemand vanoggend wat sê, ek het nog nooit werklik by die kruis gekniel soos wat ek moet nie, en ek wil vanoggend wil ek my lewe volkome aan die Here oorgee. Het gaan nie oor my nie. En daar waar jy sit, steek uit jou hand op. Sê, Here, ek wil kom kniel by die kruis. Laat sak maar, Here sien na hand. Ek sien dit, hy sien dit. Here, ek kniel by die kruis, hy sien dit, hy sien na hand. En al wat jy vanmôre moet doen is sê, Here Jesus, dankie dat U vir my gesterf het. Dankie dat U lewe vir my gegee het. En ek gee nou my lewe volkome in U hande oor. Ek kom kniel by die kruis. En ek bid dat Jesus in my lewe sal inkom, en vir my 'n nuwe mens sal maak. 'n kind van God. In Jesus se naam. Amen. Okay. Ons gaan nou aansit aan die tafel. Nie aansit nie, julle sit klaar. Hulle het by Tendien in daai tyd nie gesit nie, hulle het gelê langs die tafel. Was laat tafels van die oosterlinge doen dit nou nog. Dis hoekom daai vrou wat Jesus se voete kon salf het, as jy dit dink in 'n westerse milieu, hoe op aarde het sy daar onder die tafel gekom om by sy voete uit te kom. Maar omdat hulle het gelê met hulle voete na buite toe, was dit vir haar maklik om by sy voete uit te kom. En is werklik so, hoor. Gaan lees dit maar in die geskiedenis. Okay. Die Here Jesus, broers wat my gou kom help, kom na vore. Ek wil hê dat jy vanmôre moet dink aan hierdie nagmaal. As jy hy brood neem, dis sy liggaam wat vir ons gebreek is. En ons is almal deel van sy liggaam. Maar hy sê ook in die woord van die Here, sê hy, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En as jy hy brood neem, sê vir hom, Here, Here, dankie vir u genesende krag wat ook deur my vloei. As jy die wyn of die druiwesap, dis druiwesap dink ek, maak die saak, is die vrug van die wynstok. As jy dit drink, dis 'n simbool van sy bloed. Sy bloed wat vir my gestort is en vir jou gestort is. As jy dit neem, sê dankie Here vir u bloed. Die Here Jesus het die nag wat hy verraai is, brood geneem. Toe breek hy dit, toe sê hy, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. So dikwels as julle daarvan eet,
doen julle dit tot my gedagtenis. Na die eet die beker met hierdie woorde, is die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as julle daarvan drink, dan verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Onthou net, ek wil net vinnig vir julle sê, toe Jesus die nagmaal ingestel het, het hulle die Pasga gevier. En as hulle die Pasga gevier het, sê hulle was daar 'n leersak met 3 ongesuurde brode in. En as jy vir 'n Joodse vra, maar waar staan Abraham, Isak en Jakob? Maar hulle het altyd die middelste broodjie het hulle gebreek. En as jy van hom vra, maar hoekom word Isak gebreek? Want die Bybel sê vir Abraham, in jou nageslag gaan almal geseën word. En Paulus kom en sê, en daai nageslag was eintlik Christus. Met ander woorde, Vader, Seun, Heilige Gees, die middelste brood is gebreek, want dit is Jesus. Ek wil julle nog een verhaal vertel. Ek moet dit vertel. Ek het dit in die week weer daarna gekyk. Die man vertel, die moordenaar of die dief hang saam met Jesus aan die kruis. En die een bespot hom saam met die mense, maar die ander een sê, dink aan my. As ek saam, dink aan my, Here. En hy sê, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. En die ou sê dit so, daai ou kom in die paradys aan, en die engel vra vir hom, waar kom jy vandaan? Hy sê, ek kom van die kruis af. Hy sê, ken jy die 10 gebooie? Hy sê, nee, wat is dit? Hy sê, weet jy iets van, dat jy word geregverdig deur die bloed? Hy sê, wat is dit? Hy vra hom, hoe het jy gekom? Toe sê hy, die man in die middel het gesê, hy kan kom. Mense, dis die enigste toegang tot die hemel, is die man in die middel, wat sê, jy kan kom, ek het my lewe vir jou gegee, en daarom kan jy kom. Ok, nou dan preek ek weer. Dankie, Here. Dankie, Here. En ek dank die Here dat ek kan praat. Ek dank die Here. Amen. Ek dank die Here. You restore the full use of loving. You be all I am. And you restore the full use of loving. You be all I am. You restore the full use of loving. You be all I am. You restore the full use of loving. You be all I am. Oh, I walk on land when you can walk on water. Oh, I walk around the
through Christ. You restore the full use of loving. You be all I am. You restore the full use of loving. You be all I am. Why walk on land when you can walk on water? Why walk around the mountain when it can't be moved? Why cry the tears of sorrow when He's your joy? And I can do all things through Christ. Why walk on land when you can walk on water? Why walk around the mountain when it can't be moved? Why cry the tears of sorrow when He's your joy? And I can do all things. I can do all things through Die krag van die kruis stel ons in staat om berge te laat skuif en op water te loop. As dit nie vir dit was nie, sou ons nie die res van hierdie naweek kon vier nie. Baie dankie pastoor vir daardie pragtige woord. Ons gaan julle nou release dat julle kan gaan Paasnaweek hou. Net so 'n paar aankondigings. Sondagoggend het ek die voorreg om die woord te bedien. Ons het nou vandag gepraat oor die krag van die kruis, Sondag praat ons oor die krag van die opstanding. So Sondagoggend 8:30 is dit ons diens. Ons gaan weer nagmaal bedien ook. Die Bybel sê in elk geval soveel keer as wat julle bymekaar is, doen dit. So ons gaan weer nagmaal bedien. En dan gaan ons na die diens het ons normale ken mekaar wat ons altyd doen. So ons vra vir u om 'n bordjie eetgoed saam te bring, maar hierdie ken mekaar gaan 'n bietjie special wees. Want in die week word sekere ou mense, ek gaan nie sê wie nie, sekere ou mense, kyk maar net so daai kant toe, ouer. So pastoor verjaar donderdag, en ons gaan Sondagoggend gaan ons hier by die kerk, sommer dan ook sy verjaarsdag vir hom vier. Daar gaan 'n pragtige koek wees en ons gaan lekker tyd net saam met hom spandeer. So moenie jou skaapbout in die oond sit en die oond te warm sit nie, want jy gaan lank by die kerk wees Sondagoggend. So ek wil vir jou vra asseblief, Sondagoggend 8:30 hier by die kerk, bring 'n eetdingetjie saam, en as jy nie kan nie, maak nie saak, jy kom net, en kom geniet 'n heerlike feestyd saam met ons, terwyl ons die krag van die opstanding ook dan vier. Is jy reg daarvoor? Dis hy. Wil pastoor nog iets sê? Ook toe. In sy drome word hy 27 donderdag. Ja, so ons gaan heerlik die dag hier so saam spandeer. Nou gaan ons opstaan en ons gaan sing oor krag. En eer aan die Here gee. En ons gaan vir die wêreld vertel wat ons God vir ons gedoen het. Kom ons staan op en ons sluit af. Amen. Daar is krag. Krag. Wonderbare krag. Amen.
Daar is krag, krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Here sê, oh Here sê die Lam, Here sê die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag stel, sodat ek nooit sal bedwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar's genesing, genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die Lam. Daar's genesing, genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die Lam. Here sê, oh Here sê die Lam, Here sê die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Oorwinning, daar's oorwinning, oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die Lam. Daar's oorwinning, oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die Lam. Oh, Here sê die Lam, Here sê die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed, daar is krag, krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Oh, Here sê die Lam, Here sê die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Look what the Lord has done. Woo! Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name, and each day is just the same. Oh, come on and praise Him. Look what the Lord has done. Woo! Oh, look what the Lord has done. Oh, look what the Lord has done. Come on. He healed my body, He touched my mind.